Hallo almal, in hierdie les gaan ek vir jou leer hoe om te faktoriseer deur 'n gemeenskaplike faktor uit te haal. Ek gaan die 4 voorbeelde hieronder behandel en nog 10 ander. Nou wat is faktore? Getalle besit faktore. As ek vir jou gee 3 maal 4 is 12, dan is 3 en 4 die faktore van 12. Daar is ook ander, nê? 6 maal 2 en 1 maal 12. Algebraïese uitdrukkings het ook faktore. As ek vir jou gee 2xy, 2 maal x maal y, het 3 faktore, naamlik 2x en y. Faktorisering is die teenoorgestelde van vereenvoudiging. As ek nou vir jou daai 3 hakie a plus b gee, dan sou jy deur vereenvoudiging die distributiewe wet toegepas het en dit uitgemaal het en dit sou word 3a plus 3b. Nou gee ek vir jou 3a plus 3b en jy faktoriseer en dan word dit 3 hakie a plus b. So wat faktorisering is dit is om ietsie in 'n hakie te skryf, 'n uitdrukking, en om 'n gemeenskaplike faktor uit te haal. Nou die vraag sal sê, faktoriseer deur 'n gemeenskaplike faktor uit te haal. Nou omdat hierdie die begin is die vraag baie duidelik deur 'n gemeenskaplike faktor uit te haal. Maar later sal die vraag net sê faktoriseer. Nou wat dit eintlik beteken is, jy gaan nou die faktor uithaal en dan gaan jy dit in 'n hakie skryf, dit wat oorbly. Nou die beste manier wat ek vir jou hier kan leer, is wat 'n mens doen is, jy kan nou die 4a net so skryf, en dan die faktore van 8 is mos 2 maal 4 en daar is die b. Nou wat ons dan gaan uithaal op die ou einde, is die gemeenskaplike faktor. En kan jy sien dat by die eerste term is daar 'n 4 en by die tweede term is daar ook 'n 4. So die een wat ons uithaal, die gemeenskaplike faktor, die grootste ene, is die getal 4. En dan gaan jy dit so skryf. Jy skryf 4, dis die een wat jy uithaal. En dan direk langs die 4 skryf 'n mens 'n hakkie. Daar's nie 'n teken daar nie. En dan wat het oorgebly? Daar het 'n a oorgebly plus 'n 2 en 'n b. En dit is hoe 'n mens 'n gemeenskaplike faktor uithaal. En dan kan 'n mens altyd sommer net in jou kop dit kontroleer of jy reg is, want dis die teenoorgestelde van vermenigvuldiging. So as jy dan sê 4 maal a, as jy hom terug vermenigvuldig, dan kry jy 4a, en as jy sê 4 maal 2b is 8b, en daar het jy gefaktoriseer. Kom ons kyk nou nog ene. Nou gee ek vir jou 5x² plus 3x. Nou vir langpad sal dit so lyk. 5x² beteken 5 maal x, en dan daar is die plus 3x. Nou ons gaan die gemeenskaplike faktor, die grootste gemeenskaplike faktor. En kan jy sien die faktor is dan x. So jy kan by daardie ene 'n x uithaal by die eerste term, en by die tweede term kan jy ook 'n x uithaal. So dus gaan jou antwoord wees, is gelyk aan, jy het vir x uitgehaal, en direk langs x, wat het oorgebly? By die eerste term, 'n 5 en 'n x, daar het ek vir jou geskryf, plus, en by die tweede term, net 'n 3 het oorgebly. En dan weer eens jou kontrole, of jy nou reg is as jy daardie terugvermenigvuldig, x maal 5x is 5x², x maal plus 3 is 3x. So ja, dit lyk tog of ons reg is. Ons is reg. Die volgende ene, 2 maal x tot die mag 4 plus 5 maal x tot die mag 3. Nou eintlik gaan ek nou vir jou wys, hierdie 2x tot die mag 4, dit is so goed, jy het 'n 2 en 1, 2, 3,
4x plus 5 en x tot die mag 3 beteken daar's 3x. So die grootste gemeene faktor wat jy kan uithaal, wat by almal voorkom, is nie die 2 nie en ook nie die 5 nie, maar jy kan, as jy nou hier kyk, hier is 4x by die eerste term en daar is 3x. So 'n mens kan 3x en 3x, maar dis nie 3x nie, dit is x tot die mag 3 wat jy gaan uithaal. So dan is jou antwoord, jy haal uit x tot die mag 3. En dan wat bly oor? Kyk, dis die 2 en daardie x wat jy uitgehaal het, en hierdie ding is x tot die mag 3. So wat het daar oorgebly? Net die 5. En weer eens, jy kan kontroleer of jy reg is. X tot die mag 3 maal 2x. Onthou, as jy vermenigvuldig, dan tel jy eksponente by mekaar. Dit is 2x tot die mag 4. En dan plus x tot die mag 3 maal plus 5 is 5x tot die mag 3. So ons is reg. Ons doen nog een. 9ab minus 3a kwadraat. So hoe daai ding nou eintlik lyk? 9 as hy in sy faktore is 3 maal 3ab minus 3a kwadraat is a maal a. So wat is nou die faktore wat ons kan uithaal? Nou het ek in groen geskryf, te mekaar. Ok, dit werk so. Stem jy saam? Hier is 'n 3 wat jy kan uithaal en daar is 'n 3 wat jy kan uithaal. So dis mooi. En dan hier is 'n a wat jy kan uithaal. Alhoewel in die tweede terme 2 a's is 'n a kwadraat, gaan jy net een van hulle kan uithaal. So wat gaan dan nou die antwoord wees? Die gemeenskaplike faktor is dan nou die 3a en wat bly oor? Die hakies staan direk langs aan. So wat het hier oorgebly? 'n 3 en 'n b en wat het daar oorgebly? Die minus en slegs die a het oorgebly. Kom ons doen nog 'n paar voorbeelde. So die vraag sê, faktoriseer deur 'n gemeenskaplike faktor uit te haal. Nou goed, kyk nou. Hierdie ene het 'n 5x, so dit is so goed, jy het 'n 5 en 'n x, plus, en nou daar staan net 'n 5. So dit is so goed, jy het 'n 1 maal 'n 5. So, dit is nou baie duidelik, jy kan sien, 'n mens kan 'n 5 en 'n 5 uithaal. So, wat bly oor? As ek 'n 5 en 'n 5 uitgehaal het, dan bly daar oor hierdie x plus en dan daardie 1. Maar nou gaan ek jou leer, is as jy hierdie getal uithaal, dan is dit so goed, daar gaan 'n deurskynende 1 ook oorbly. So dit is hoekom dit 5x plus 1 is. So as jy dan nou terug vermenigvuldig, om net seker te maak jy's reg, dan sê jy 5 maal x is 5x, ek's reg, 5 maal 1 is 5. Kom ons doen nog een. Nou gee ek vir jou 'n 3 met 'n a kwadraat minus a. 3a kwadraat in uitgebreide notasie is so goed jy 3a maal a minus 'n a. Maar as daar net 'n a staan, dan is dit so goed, daar staan 'n deurskynende 1 voor die a. So wat gaan ons dan nou uithaal, is ons kan gemeenskaplik 'n a en 'n a uithaal. Dus is ons antwoord, ons het a uitgehaal en wat het oorgebly? 'n 3 en 'n a en 'n minus en 'n 1. En as ons weer eens wil kontroleer of ons reg is, dan sê ons 3 maal 3a is 3a kwadraat en a maal min 1 is a. Kom ons doen nog een. Hier gee ek nou vir jou, nou begin hy lelik raak. Ek gee vir jou 3x kwadraat plus 6x tot die mag 3. Nou kan jy sê, 3x kwadraat is dieselfde as 3x maal x plus 6 se faktore
is 2 maal 3 en x tot die mag 3 beteken x maal x maal x. Nou moet ons die grootste gemeenskaplike faktor uithaal. So stem jy saam in terme van die getalle, is dit 'n 3 en 'n 3 wat gemeenskaplik is aan albei. En dan in terme van die x'e, by die eerste term staan daar 2 x'e, met ander woorde, die hoogste een daar is 'n x kwadraat. En dan hierso is daar 3 x'e, maar dis maal, so daar is eintlik 'n x tot die mag 3, maar jy kan 2 van hulle uithaal. So jy kan eintlik 'n x kwadraat uithaal. So dit is die hoogste een wat jy kan uithaal, is 'n x kwadraat. So wat jy dan nou in totaal uithaal, is 'n 3x kwadraat. Nou kyk wat het nou gebeur. Toe jy nou hierdie 3x kwadraat uitgehaal het, het daar 'n 1 oorgebly. En dit kom eintlik van, as daar net 'n 3 gestaan het, 3 se faktore is 1 maal 3. So dis die 1. Daar kan nie niks oorbly as jy iets uithaal nie. En dan aan die ander kant, toe ek nou die 3x kwadraat uitgehaal het, het daar 'n 2, wel daar is die plus natuurlik nie, 'n 2, daai een het jy uitgehaal, daardie 2 het jy uitgehaal, die x kwadraat, en wat het oorgebly is nog 'n x. En 'n mens kan dit altyd terugvermenigvuldig om gou te kyk of jy reg is. 3x kwadraat maal 1 is 3x kwadraat. Sien, jy moes die 1 skryf. En dan 3x kwadraat maal plus 2x kwadraat is werklik 6x tot die mag 3. Nog ene. As ek vir jou daardie sommetjie gee, dan by die eerste term staan daar eintlik a maal b, dis a kwadraat, minus a maal b. Nou, hoe gaan dit nou werk? Ons haal gemeenskaplik uit by almal. So by die eerste een is daar 2 a's en by die tweede term 1a. So die hoogste, die grootste gemeenskaplike faktor is net 'n a by jou en 'n a by jou. En dan in terme van die b's, by die eerste term is daar 1b, by die tweede term is daar 2 b's, maar nou ons moet gemeenskaplik aan albei. So dis net 'n b wat jy kan uithaal daar en 'n b wat jy kan uithaal. So wat jy dan nou eintlik uithaal as jy faktoriseer, is die ab hierdie kant, en wat bly oor? Net daardie a. En 'n minus, en hier het jy ab uitgehaal, so wat het oorgebly? Net die b. Natuurlik kom ons maal gou terug, en om net 100% seker te maak, ons is reg. Jy moet weer die eerste antwoord kry. So ab maal a is a kwadraat b, en ab maal b is ab kwadraat. Voordat ons aangaan, as jy baat gevind het, sal jy asseblief die video like, en dan wil ek vra, het jy al subscribe? Of jy is ook baie welkom om kommentaar te lewer, of beter nog, vertel jou vriende van hierdie kanaal. Kom ons gaan aan. Nou gaan jy sien, die vraag sê net faktoriseer. Hy lei jou nie mee om te sê faktoriseer deur 'n gemeenskaplike faktor uit te haal nie. Maar dit is wat ek jou leer. Faktoriseer beteken haal 'n gemeenskaplike faktor uit. Nou goed, hierdie ene gaan ek nou maar weer vir jou uitskryf in uitgebreide notasie. So 2x kwadraat is dieselfde as jy nou wil, 1 maal 2 xy plus 4 is dieselfde as 2 maal 2 xy, want dis y kwadraat, minus, en dan kan jy sommer sien, 8 het nou baie faktore. 8 is 1 maal 8, en 8 is 2 maal 4, en 8 is, dis die faktore, jammer. So nou, ek gaan nou liewer die ene gebruik wat sê 2 maal 4 xy. Goed, nou het ek dit in uitgebreide notasie geskryf. Wat gaan ek nou gemeenskaplik by almal uithaal? Nou, dis baie duidelik dat die hoogste gemeenskaplike faktor in terme van die koëffisiënte, die getalle, is daardie 2
daardie 2 en daardie 2. En dan in terme van x, hier is 'n x kwadraat, daar is 'n x en daar is 1x. So al wat ek kan uithaal is 'n x daar, 'n x daar en 'n x daar. En in terme van y, hier is 1y, daar is 'n y kwadraat en daar is y. So ek kan net 1y uithaal. Ek kan net 'n y en 'n y uithaal. So daar is my faktore. My gemeenskaplike faktor is 2xy. En dan wat gaan oorbly? Daar is nou 'n 1 en 'n x. Met ander woorde, daardie is eintlik soos 'n deurskynende 1x. Met 'n plus, die wat in die sirkeltjies is, het ek uitgehaal. So daar bly oor 'n 2 en 'n y, daar sien jy dit, en 'n minus, en daar bly oor 'n 4. En daar's jou antwoord, min 4. En jy kan dit kontroleer. Jy kan teruggaan en sê, werklik, kom ons kyk. 2xy maal x is 2x kwadraat. 2xy maal 2y is 4xy kwadraat. En 2xy maal min 4 is min 8xy. So, dis hoe ek geweet het ek is reg. Nou goed, kyk nou hierdie ene. Ai, so lank. Faktoriseer, so ons haal die gemeenskaplike faktor uit. Nou 10 is dieselfde as 2 maal 5. R kwadraat is R maal R maal T. Minus 5. En dan het ons R kwadraat by die tweede term. R kwadraat beteken R maal R. T tot die mag 3 beteken daar's 3. 1, 2, T tot die mag 3. Plus, en dan 15 is dieselfde as 3 maal 5. En R kwadraat is R maal R en T kwadraat is T maal T. Ek wil net gou teruggaan na die tweede term toe, hierso by die 5. Jy kan ook as jy wou skryf, daar's 1 maal 5, dit is 5 se faktore. Nou goed, nou haal ons die gemeenskaplike faktore uit. Nou kom ons kyk, by almal, sien jy by almal is daar hierdie 5 wat jy kan uithaal. So dis reg, ek is tevrede daarmee. Nou kyk ons na R. By die eerste term is daar R maal R, met ander woorde, dis mos eintlik R kwadraat. By die tweede term is daar ook R maal R wat R kwadraat is, en by die derde term is daar ook R maal R wat R kwadraat is. So dis wat ons definitief gaan uithaal. So ek gaan sommer so omkring vir jou. Ons gaan hom ook uithaal. En dan in terme van T, die eerste term het net 1 T, die tweede term het 3 T's, maar daar is net 1 T by die eerste term, so dit gaan nie werk nie, ek kan net die enetjie uithaal, en by die laaste term is daar 2 T's, maar die eerste een het net 1, so wat ek uithaal is daar die T, net een van hulle. Nou kyk, dan wat is die antwoord? Die gemeenskaplike faktor is dan nou 5r kwadraat T. Kyk daar, 5r kwadraat T. 5r kwadraat T, 5r kwadraat T. En wat het dan nou oorgebly? By die eerste term is net die 2 wat oorgebly het, met 'n min. En dan hierso is 'n T kwadraat, maar dis eintlik daai deurskynende 1, as jy wil omskryf. En dan wat is die T kwadraat? Dis daardie 2. Hulle 2 het oorgebly. En die laaste term het oorgebly 'n plus, soos jy kan sien, 'n 3, ja, dis reg, en 'n T. Dit het oorgebly. En kom ons vermenigvuldig dit gou terug, dan kyk ons of ons reg. Ons sê 5r kwadraat T maal 2 is 10r kwadraat T. Die tweede term, 5r kwadraat T maal T kwadraat is 5r kwadraat T tot die mag 3, dis reg. En 5r kwadraat T maal 3T is 15r kwadraat T kwadraat. Nou hierdie voorbeeld sê vir jou faktoriseer deur 'n hakie gemeenskaplik uithaal.
Weereens help ek jou nou, maar eintlik gaan die vraag net sê faktoriseer. Nou, wat 'n mens kan doen is as jy na my sommetjie kyk, kan jy sien dat daar is 'n A plus 2 in 'n hakie en dieselfde A plus 2 herhaal, dan kan mens daai ding uithaal as 'n faktor. So dan is dit A plus 2 in 'n hakie en wat oorbly is dan die 3 minus die A. Maar kyk 'n bietjie baie mooi hoe het ek dit geskryf. Ek het die 2 hakies direk langs mekaar geskryf sonder 'n teken tussenin hulle. Die tweede ene, x hakkie x min 3 plus 5 hakkie x min 3. Kan jy sien, dis dieselfde hakkie wat herhaal. So jy haal daar die hele hakkie gemeenskaplik uit. En dan wat oor is die x plus 5 in sy eie hakkie en weer eens hulle staan direk langs mekaar. Geen teken tussen hulle nie. Nog 'n voorbeeld, faktoriseer, dan kan jy vir b plus 4 kan jy gemeenskaplik uithaal en wat bly oor is die a plus 7 en 'n mens skryf die 2 hakies direk langs mekaar want dis maal. En dan in die volgende ene wil ek net vir jou baie mooi wys hierso. As ek vir jou gee ax plus y, dan gaan jy daai x plus y uithaal. Maar nou moet jy oppas, as hier niks staan nie, dan staan daar 'n deurskynende 1. So as jy faktoriseer en jy haal vir die hakie x plus y uit, dan bly daar oor a plus 1 en weer eens die 2 hakies word direk langs mekaar geskryf. In die volgende video gaan ek vir jou leer wat is die verskil van 2 vierkante en hoe ons dit gebruik as 'n metode van faktorisering. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.